Kleintyd in die winter was dit een van die lekkerste lekkertes om in die aand in die bed te klim en mamma en pappa tang jou in. Hulle druk die kombersie onder die kenniekie en hulle maak jou styf toe, sodat jy jou kan verloor in die lekker warmte en hitte van die bed. Baie welkom weer by jou Sondag stil word vanoggend. Mag jy ook ervaar hoe ons Hemelse Vader ook jou kom toevou in sy kombersie van liefde en genade en jou so styf toerol in die hittegloed van alles wat hy is. Romeine 8 vers 15 sê, die gees wat in julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie, en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle het die gees ontvang, wat julle tot kinders van God maak, en wat ons tot God laat roep, Abba. Dit beteken Vader. En daarom ons tema vanoggend is verhouding met God. Hoe kan ek en jy in verhouding met God lewe? Wanneer jy genooi word om by mense te gaan eet, raai wie's die een wat gevra word om die tafelgebed te doen? Natuurlik, die dominee. En dan sê ek vir mense, nee goed, ek sal die tafelgebed doen, maar dan doen ons dit soos wat ek dit doen. Dan sê ek vir hulle, kom ons vat hande en ons almal hou ons oë oop, want God is 'n werklikheid. Ek sê, hoe gaan jy voel as ek by jou kom en sê, goeiemôre Piet, hoe gaan dit vanoggend met jou? Jy gaan dink ek het dit heeltemal verloor, want 'n mens doen dit nie so nie. Omdat jy 'n werklikheid is vir my en ek vir jou, kyk ons na mekaar. En as ons dan sê, God is 'n werklikheid, dan sê hy mos saam met ons. En dan vat ons hand en dan sê ons, dankie Vader, dat U ons kom seën met al hierdie wonderlike lekkertes op die tafel. Dankie dat ons dit saam mag geniet. Dankie dat U hier by ons is. Dankie vir U goedheid, guns en genade. Dankie vir die wonderlike voorreg om U goeie gawes so uit U hand te kan ontvang en te geniet. Amen. En weet jy, deurdat 'n mens dit so omdoen, laat dink jy vir mense, maar God is mos hierso. En dit is nou mos half 'n bietjie snaaks, as hy dan nou hier is, dat ons nou met hom so met toe oë moet praat. Nou hoor my mooi, ek sê nie, dit is verkeerd om met toe oë met hom te praat nie. Want dit doen ons, sodat ons aandag nie afgetrek word. Maar weet jy, dit het my net weer laat besef, toe ek begin het met die ding. Hoe het ons vasgeval in sekere groewe, sekere maniere van doen, sonder dat ons eers dink daaroor, en dink hoekom, en hoe ons dinge moet doen. En daarom wil ek vanoggend begin deur vir jou te vra, is God regtig 'n werklikheid vir jou? Glo jy? God is elke oomblik van die dag by jou. Glo jy dat hy weet wat jy dink nog voordat jy dink? Dat hy weet wat jy sê as daai ou hier voor jou in die verkeer inspring? Dat hy weet wat jy in jou kop en in jou hart sê as jou vrou of jou man jou kwaad maak, of jou kinders? 'n maklike toets om vas te stel hoe 'n werklikheid God vir jou is die volgende ene. Veronderstel ek kom kuier by jou. En nou, net om jou wêreld te ontdek en saam met jou te beleef, leef ek vandat ons opstaan in die oggend tot ons gaan slaap in die aand saam met jou. Gaan jy net so reageer op alles en almal rondom jou, soos wat jy dit altyd doen, elke dag doen, of gaan jy so bietjie versigtig wees, want Charles sit nou hier langs my in die motor, en hy's 'n dominee, en weet jy, ek kan nou nie sekere dinge voor hom sê nie. En weet jy, ek kan getuig daarvan. Ek kan jou vertel van baie mense, die oomblik as hulle hoor, jy's 'n dominee, dan verander hulle so. Ewe skielik het hulle 'n ander manier van praat, 'n ander manier van lag. Ewe skielik, wanneer daar dalk nou net 'n ongewenste woordjie uitglip, dan is dit jammer, ekskuus tog dominee, jammer Sjaal. Dan sê ek vir hulle, manne,
As julle hier om die braaivleisvuur praat met julle vriende soos wat julle altyd praat, dis alright. Ek is maar net 'n mens. Die God van die heelal is hier by julle. Hy staan nie so saam met julle en braai. En as julle met vrymoedigheid voor hom so kan praat, wie is ek dat julle oor my as 'n mens stres? Versigtig is oor wat julle voor my gaan sê. En weet jy, dit is presies een van die dinge waarby ek wil aanhaak vandag. Om bewus te word dat God by my is. Altyd. Ek het jou vertel van my kuier daar in Tessy in Frankryk. En die een groot ding wat vir my deurgekom het, was om bewus daarvan te word dat God oral altyd is. Soos die ou Gesang 40 sê, op berge en in dale en oral is my God. En om dan, wanneer ek vrykom van die geraas in my kop en al die ander dinge wat my aandag aftrek, rekenaar, selfone en al daai dinge, om dan met nuwe oë en met 'n oop en ontvanklike hart God te kan beleef, om saam met God te kan kuier in sy skepping. So daar kan net sprake wees van 'n verhouding tussen twee lewende wesens. Ek en jy lewe, en ons sê ons glo God lewe en hy is by ons so. As ons dan so glo, dan kan ek en jy, en dit is die wonderlikste, dis hoekom God ons gemaak het, om in 'n verhouding, 'n lewende verhouding met hom te leef. Dink 'n bietjie terug, hoe het jy lief geraak vir jou vrou? Jy het haar so op 'n afstand gesien, iemand het jou na voorgestel, jy het baie gehou van dit wat jy gesien en gehoor het, en jy het begin gesels, jy het begin kuier. Jy het na spesiale plekke toe gegaan waar jy alleen kon kuier en maar meeste van die tyd was julle kuier saam op plekke waar julle alleen kon wees. Want wanneer 'n mens alleen is, dan wil jy jou hart deel met die ander ene. En dan wil jy nie tussen 'n klomp ander mense sit wat die hele tyd jou aandag aftrek en alles. Jy wil gefokus die tyd wat jy tot jou beskikking het met hierdie persoon wat so vreeslik spesiaal is vir jou. Wil jy deel, jy wil die beste van daai tyd maak. So wanneer ons praat oor verhouding met God, is dit eerstens 'n bewus word dat hy is. Hy is 'n lewende werklikheid, hy is by my. Die tweede ding waarvan ons bewus moet word, is wie hy is. En nou wil ek jou weer terugvat na daai gevoel toe waarvan ons al gepraat het. As jy nie aand by 'n kampvuur sit, en jy kyk op na die sterretjies, jy sit op 'n hoë berg en die wye wêreld lê so vlak voor jou. Jy sit by die see op 'n rots, en die grootsheid van die see lê so voor jou. Wat gebeur in jou hart? Hier in jou hart kom lê daar dan so groot vrede, amper ontsag. Jy word klein in die teenwoordigheid van die grootsheid van alles om jou. En om dan te begin dink dat die een, wat sê jy kan hom Papa noem, wat in Jesus jou Papa geword het, deur die werking van die Gees, hy het dit alles gemaak. En as dit wat hy gemaak het dan so groot is, hoe groot is hy nie dan nie? En dit is wanneer ek en jy bewus word van wie God is, hoe groot hy is, dat ons saam met hom wees heeltemal verander. Dan is hy nie meer die ou toppie daarbo, of die ou man, of allerlei ander name nie. Dan ewe skielik styer jy voor sy goddelike almag. Begin jy besef in wie se teenwoordigheid jy is. En weet jy, dit is wat so wonderlik is. Die Bybel sê ons kan nou met vrymoedigheid tot
by sy voete in beweeg. Ons kan soos 'n Maria by Jesus se voete gaan sit, sonder dat ons enigstens hoef bang te wees dat hy met ons geraas oor al ons droog maak. Nee. Hy sê hy dink nie daaraan nie, hy het vergeet daarvan. So ek en jy hoef nie skuldig te voel nie. Ons kan onsself verloor in sy onvoorwaardelike liefde wat sê, alles is betaal, afgeskryf, kom wees net by my. Maar dink gou terug, hoe is ons groot gemaak? Kinders word gesien en nie gehoor nie. En in groot mense se geselskap praat jy nie. Maar hierdie ding het ook verder oorgespoel. Dink nou gou bietjie terug, ook weer eens toe jy klein was. Wat was die tafelgebed wat pappa gebid het? Dalk bid jy hom nog steeds. Vir spys en drank sê ons die dank. Sekere stemtoon, oë toe, ons sê hom met ontbyt, ons sê hom met middagete, ons sê hom met aandete, ons sê hom die heeltyd. As ek nou die heeltyd by jou kom, en ek sê vir jou, goeiemôre Gert, Piet, Sannie, hoe gaan dit met jou? En ek luister nie eers, hoe gaan dit nie. Ek gaan sommer net aan, en ek dra om voordat jy nog 'n antwoord het. Jy sien, baie mense se verhouding met God het so 'n ritme gekry. Hulle bid op sekere tye, op sekere plekke, op 'n sekere en dieselfde manier. Iemand het gesê, ons praat met God is of 'n ritueel, of dis 'n gewoonte. Soos 'n plaat wat vasgehaak het. Here, ek bid vanaand vir my kinders, en ek bid vir dit, en ek bid vir dit, en ek bid vir hulle, en ek bid vir almal, die hele wêreld deur, en môre aand bid ek weer so vir almal, en altyd voordat ek gaan slaap, ek bid weer so vir almal. Ek kom basies met my inkopieslysie na God. Here, ek bid en ek vra dat U met hulle sal wees, dat U die siekes en. Ander mense weer, dink God is soos 'n vending masjien. Daai masjiene met die lekkers wat jy in die winkels kry. Jy gooi 'n R5 in, en dan kies jy wat 'n lekker jy wil hê, en dan druk jy en dan trek jy 'n knoppie of 'n ding, en dan kom jy lekker onderuit. Baie mense dink weer gebed werk so. Weet jy, wanneer ek iets nodig het, dan gaan ek na God toe, en dan gooi ek my geldjie in, of ek hom nou in die baartjie gooi, en of ek hom waar kom nou ook al gooi of gee, dan verwag ek daarom, nou moet daar 'n sweet iewers uitkom. Dit wat ek nou vra, moet daarom nou iewers gebeur. Ander mense sê weer, ek staan op God se beloftes, en God, ek eis van U, U het beloof, U sal die siekes gesond maak, en as ons glo sal daar genesing kom, en alles, en daaroor eis ons dat U nou moet gesond maak. Weet jy, al hierdie maniere sê net vir my een ding. Ons verstaan nie wie God is, en hoe hy werk. Hy is nie 'n God wat hom laat hiet en gebied deur jou en my nie. Ek en jy kan hoe staan op sy beloftes, ons kan hoe sterk glo. Ons kan oor elke gawe van genesing beskik. Maar dis nie ek en jy wat gesond kan maak nie. Dis God wat op 'n gegeewe oomblik deur sy gees, soos wat hy my lei, wil doen wat hy wil doen tot sy eer en nie tot my breë bors nie. En ander mense word weer bietjie aangejaag met daai sweep van skuldgevoelens. Jong, jy het bietjie half lanklaas gebid, nê. Dis hoekom hierdie sleg dinge met jou gebeur. En dan maak ons gou weer oogies toe, dan bid ons gou weer, Here, nee, nou is ons daarom opbetaal, nou kan jy weer voorsien. In al hierdie gevalle van wat ek nou vir jou genoem het, waar is God? God is daar deur in die hemel. Hy's nie hier nie. Ook is God nie 'n werklikheid nie. Want hy's daar deur. Hy kan nie meer hier doen nie, ek moet nou vir hom hier doen. Onthou jy wat het ons verlede week gesê?
eintlik voor verlede week. God het ons nie nodig nie. Om terug te kom, ons moet bewus word dat hy is. Ons moet bewus word wie hy is. Ons moet bewus word, hy's by ons. Ons moet weet, ons hoef nie bang te wees nie. Ons kan net met hom praat. Volgende week gaan ons 'n bietjie verder praat oor hierdie verhouding met God. Hoe bou ek aan 'n verhouding met God? So kom sluit gerus volgende week weer by ons aan. Mag die Here jou ryklik seën. Liefde groete. Shalom. Baie dankie Hemelvader, dat U uit die miljoene wat U kon gemaak het, gekies het dat ek moes mens word, om in verhouding met U te leef. Soos 'n pappa en 'n mamma voel oor 'n kindjie wat in hulle arms aan die slaap lê, so voel U ook, stil tevrede, in U liefde vir elkeen van ons. Leer my ook, o Heilige Gees, wat dit beteken, om in 'n naby van harte verhouding met U te leef. Amen. Indien jy sou belangstel om elke dag 'n dagstukkie van Lewelig te ontvang op WhatsApp, kan jy net jou naam en jou nommer stuur na die volgende nommer 08282164333. Indien jy op Telegram wil inskakel, kan jy net 'n soek doen vir die Lewelig kanaal en dan kan jy dit daar ook ontvang. Jy is ook meer as welkom om ons YouTube kanaal te besoek. Doen net 'n soek onder Shaal Botha Lewelig. Sakke vol seën vir jou en 'n wonderlike week. Leef tevrede.